how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kom ons bid saam, dan gaan ons aan. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons saam kan vergader. Ons dankie vir u woord. Ons dankie vir die seëninge. Ons dankie vir die dag. Ons dankie Vader, die krag aan is. Op die regte tyd het die krag aangekom en ons dankie daarvoor. So gebed is, wees met ons terwyl ons studeer. Vrees God. Wat beteken dit om God te vrees? Help ons om te verstaan in Jesus naam. Amen. Goed, ons is so met ander woorde Openbaring 14 vers 6 en vers 7. Ek het 'n ander engel in die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Jy weet, Israel se probleem was gewees is dat hulle nie die doel wat God met hulle gehad het vervul nie. So hulle het God vergeet en hulle hoë voorreg as sy verteenwoordigers uit die oog verloor. Ek dink altyd, jy weet, God kom na mense toe en al wat hy van mense vra is, wees my verteenwoordiger in 'n sondige wêreld. Dis wat God vra. Hy kom na Abraham toe daar in Ur van die Galdeërs en hy sê vir Abraham is, wees my verteenwoordiger tussen heidense volke, die land Kanaan. Wees my verteenwoordiger. Dis al wat God vra. Net om sy verteenwoordiger te wees. En dis wat hy van Israel verlang het, is om sy verteenwoordigers te wees, 'n hoë voorreg wat hulle uit die oog verloor het. Die seëninge wat hulle ontvang het, het geen seën vir die wêreld gebring nie. Ja, dis 'n aanklag. Dis 'n vreeslike aanklag. Al die seëninge wat hulle ontvang het, hulle vir hulle self gehou. Dit het geen voordeel vir die wêreld gehad nie. Niks. En al hulle voordele is vir hulle eie verheerliking toegeëien. Hulle het God beroof van die diens wat hy van hulle vereis het, en hulle het hulle medemens beroof van godsdienstige leiding en 'n heilige voorbeeld. Hulle het die wêreld beroof. Hulle het niks vir die wêreld gebring nie. Dis verskriklik. God het uiteindelik sy seun gestuur om die karakter van die onsienlike aan mense te openbaar. Christus het gekom en op hierdie aarde 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se wet geleef. 'n Lewe van gehoorsaamheid. Hy het sy kosbare lewe gegee om die wêreld te red en sy dienaars sy rentmeesters gemaak. Rentmeesters van wat? Van sy lewe. Dis waarvan ons rentmeesters moet wees. Met die gawe van Christus is al die skatte van die hemel aan die mens gegee. Al die skatte van die hemel. So met ander woorde, daar is nie een skat in die hemel nagelaat met die gawe van Christus nie. Al die skatte van die hemel is aan die mens gegee. Die kerk is oorlaai met die voedsel van die hemel vir hongersiele. Dit was die skat wat die volk van God opdrag gekry het om na die wêreld te dra. Hulle moes getrou hulle plig nakom en hulle werk voortsit, totdat die boodskap van genade die wêreld omsingel het. Laaste boodskap van genade wat na die wêreld toe moet gaan, 'n openbaring van God se karakter van liefde. Van liefde.
Christus het opgevaar na die hemel en sy Heilige Gees gestuur om krag te gee aan die werk van sy disippels. Duisende het in 'n dag tot bekering gekom. In 'n enkel geslag is die evangelie aan elke nasie onder die hemel uitgedra. Bietjie vir bietjie het egter 'n verandering gekom. Die kerk het haar eerste liefde verloor. Sy het selfsugtig en gemak liefde geword. Selfsugtig. En vandag, die hele probleem is, met die volk van God vandag, is dieselfde probleem as Israel. Hulle beroof die wêreld van waarheid. Gemaksugtig, selfsugtig. Die gees van wêreldsgesindheid is gekoester. Die vyand het sy betowering oor diegene gestrooi aan wie God lig gegee het vir die wêreld in duisternis. Lig wat in goeie werke moes geskyn het. Die wêreld is beroof van die seëninge wat God begeer het dat mense moes ontvang. Dis 8 Testimonies, bladsy 26, die 3de paragraaf. 8 Testimonies for the church. Die afkorting is 8T en dis bladsy 26, die 3de paragraaf. En dan word die vraag gevra, word dieselfde ding nie vandag herhaal nie? Daar dieselfde ding wat Israel gedoen het, word dit nie vandag herhaal nie. Baie in ons dag hou dit terug, wat die Here aan hulle toevertrou het vir die redding van 'n wêreld ongewaarsku, ongered. Baie hou terug wat aan God toekom. In die woord van God word 'n engel voorgestel wat in die middel van die lug vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme, tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Die boodskap van Openbaring 14 is die boodskap wat ons aan die wêreld moet uitdra. Die boodskap van Openbaring 14. Dit is die brood van die lewe vir hierdie laaste dae. Miljoene mense vergaan in onkunde en ongeregtigheid. Baie van diegene aan wie God die voorraad van die lewe toevertrou het, kyk egter na hierdie siele met onverskilligheid. Baie vergeet dat die brood van die lewe aan hulle toevertrou is vir diegene wat honger ly na verlossing. 8 Testimony 27.1. Jy sien die boodskap wat verkondig word deur die engel wat in die middel van die lug vlieg, is die ewige evangelie. Die ewige evangelie. Daar dieselfde evangelie wat in Eden verkondig is toe God vir die slang gesê het: "Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel." En wat sal hy doen? O, wie gaan hom in die hakskeen byt? O, die slang sal hom in die hakskeen byt. Nie die Vader nie. Die slang sal hom in die hakskeen byt. En hier was die eerste belofte van 'n verlosser wat op die slagveld sou staan om die mag van Satan te betwis en teen hom te seëvier. Christus het na ons wêreld gekom om te wat? Om die naam van sy Vader te verheerlik. Christus het na die wêreld gekom om die karakter van God te verteenwoordig, soos dit in sy heilige wet voorgestel word. Christus was die wet. Soos die Vader se karakter is saamgevat in die wet. Nee? Want sy wet is 'n transkripsie van sy karakter.
Dis wie hy is. Sy wet. As ek Eksodus 20 gaan lees, dan is dit die karakter van die Vader. Dis wie hy is. Hy kan nie iets anders wees nie. Christus was beide die wet en die evangelie. Beide, hy was beide, die wet en die evangelie. Die engel wat die ewige evangelie verkondig die wet van God. Want dit is God se karakter. So met ander woorde, die evangelie het te maak met God se karakter. Wie hy is, want die engel wat die ewige evangelie verkondig die wet van God. Want die evangelie van verlossing bring die mens tot gehoorsaamheid aan die wet. Dit kan nooit anders werk nie. Met ander woorde is, as dit ons nie tot gehoorsaamheid bring nie, is dit nie die ewige evangelie nie. Dan is daai evangelie 'n leuen. Hy? Ja. Waardeur hulle karakters gevorm word na die goddelike gelykenis. Dis 1 manuscript releases, is 1 MR 44.2. 1 MR 44.2. Die eerste engel doen 'n oproep op die mens. Vrees God en gee hom heerlikheid. Dis die oproep wat gedoen word. Vrees God en gee hom heerlikheid. En dan bid hom as die skepper van hemel en aarde. Om dit te doen, wat moet ons doen? Om dit te doen, om God heerlikheid te gee, om God te vrees en om heerlikheid te gee en hom te aanbid as die skepper, wat moet ons doen? Ons moet sy karakter. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet sy wet gehoorsaam. Dis wat ons moet doen. Anders te doen ons dit nie. Anders te gee ons hom nie. Ons vrees hom nie en ons gee hom nie eer nie en ons aanbid hom nie as skepper nie as ons nie sy wet gehoorsaam nie. Want sonder gehoorsaamheid aan sy gebooie is geen aanbidding vir God aanneembaar nie. Of aanneemlik nie. Sonder gehoorsaamheid, geen. Dis reg, ja. Dankie Philip. Daar is in Johannes 5 vers 3, nee? Die liefde vir God. As ons op God lief het, as julle my lief het, wat moet ons doen? Ja, bewaar gebooie, nee? Verstaan? Gehoorsaamheid is van kardinale belang. Dit is die basis, is gehoorsaamheid. Wat is die vrees van God en waaruit bestaan dit? Jy sien in Maleagi 3 vers 16 lees ons, toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Nou hoe eer ons sy naam? Want om sy naam te eer is om te vrees. En hoe eer ons sy naam? Deur gehoorsaamheid. Deur gehoorsaamheid. Vers 17 sê, en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Die psalmskrywer vertel vir ons die volgende in Psalm 111 vers 10. Dit sê, die vrees van die Here is wat? Is die beginsel? Is die beginsel van wysheid. En almal wat dit beoefen, wat beoefen?
Wysheid, wat wysheid beoefen, hoe beoefen ons wysheid? Om die woord te bestudeer, né? Sê, almal wat dit beoefen het goeie verstand, sy lof bestaan tot in ewigheid. Gaan ek enige wysheid opdoen as ek vir die Here bang is? As ek vir God bang is? Gaan ek wysheid opdoen? So met ander woorde, vrees, die woord vrees wat ons het om bang voor te wees, is met ander woorde nie deel van hierdie, kan ek sê, equation. Dit is nie wat dit is nie. Nie vrees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van? Ja. Ja. Verstaan? So, dit sê vir ons, né? Ek gaan nie wysheid opdoen wanneer ek vir hom bang is nie. Die vrees vir die Here verwys nie na bang wees nie, maar na die respek wat hy verdien, omdat hy die skepper en die onderhouer van alle dinge is. Dis waaraan dit verwys. Hy is die skepper. Hy hou alle dinge in stand deur sy woord. Totaal. Dis heilige respek. Daar is niemand soos hy in die heelal nie. Niemand nie. Alle mag en alle krag is by hom gesetel. Salomo beskryf die beginsel van vrees verder. Hy sê in Spreuke 1 vers 7, sê hy die vrees van die Here is die beginsel van wat? Van kennis. Sotte verag wysheid en tug. So sotte verag die vrees van die Here. Want dit is die begin van kennis, om die Here te vrees. Om hom te ken, om te soek wie hy werklik is. Dit is die vrees van die Here. Dan gaan hy aan, né? Ek wil net sê, dit is 'n beginsel. Dis 'n beginsel. Die vrees van die Here is 'n beginsel van kennis. Hy sê in Spreuke 2 vers 1, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Met ander woorde, die vrees van God is 'n kennis van wie hy is. Spreuke 2. Ek dink maar net aan Jesaja 11, wat die praat van die kennis en wysheid en alles is opgesluit in die Heilige Gees. Ja, en wie is die Heilige Gees? Galasiërs 4:6, ons weet ons is die seun zijn en die Gees van sy seun in ons Harte uitgestuur, die seun, Gees van sy seun, né? So met ander woorde is alles is opgesluit waar? In Christus. Ekskuus tog? Ek is nou by Spreuke. Ek is by Spreuke 2, vers 1. Ek lees vers 1, 2, 3 tot en met vers 9. Want die vrees van die Here, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. 'n Kennis van God is om hom te vrees. Om hom te vrees is om 'n kennis van hom te hê. Dis wie hy werklik is. Eintlik in die King James Version sê dit baie mooi, sê, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, Christus, of wisdom, understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Exactly. Ja. Nee? Vers 6, Spreuke 2 vers 6, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy's 'n skild vir die wat regskape wandel. Deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid elke goeie pad. Met ander woorde, die vrees van die Here is geregtigheid en regverdigheid. Dis 'n kennis van wie hy is. Dis wat dit is.
Spreuke 8 vers 13 sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Is om te haat wat sleg is, vrees van die Here. Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. So ons sien, dat om die Here te vrees, nie te doen het met om vir hom bang te wees nie, maar om hom in geregtigheid te dien. Dis wat dit is, om hom te ken. Dis wat die vrees van die Here is. Gehoorsaamheid aan sy gebooie. Dit is die vrees van die Here, om te doen wat reg is, omdat dit reg is. Nou lees ons in Maleagi 4 verder. Nou sê Maleagi 4 vers 1 vir ons, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. En dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak oorlaat nie. Maar vir hulle wat my naam vrees, so sy naam is gelykstaande aan? Nee, sy naam is wat? Hy? Kom ons lees dit, kom ons lees, Eksodus 34, wat is sy naam? Eksodus 34. Ja, kom. Ons lees sommer van vers 1. Israel het in sonde geval, en die Here sê, ek gaan nie saam met julle trek nie, want hy kan nie in hulle midde trek nie, want hy sal hulle verdelg, almal van hulle. Hulle het rondom die goue kalf gedans. Hulle het hulle verbond met God verbreek. Nou kom Moses in hoofstuk 34 en hy vra, wys my u heerlikheid, ek wil graag u heerlikheid sien. En God sê, jy kan nie my gesig sien nie, maar ek sal in al my heerlikheid by jou verbygaan, ek sal jou in die skeur van die rots plaas, en wanneer ek verbygaan, sal ek met my hand jou toemaak, en as ek verby is, sal ek my hand wegvan, dan kan jy my van agteraf sien. Maar jy kan nie my aangesig sien nie, want as jy my aangesig sien, wat gaan gebeur? Jy gaan ophou bestaan. Nee? Nou, kom die Here en hy sê, toe het die Here aan Moses, vers 1 van 34, toe het die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was wat jy verbrysel het. En hou jou gereed in die môre en klim in die môre op die berg Sinaï en gaan staan daar by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie, laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen kleinvee of beeste teen hierdie berg wy nie. Toe het hy die 2 kliptafels gekap soos die eerstes en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim soos die Here hom beveel het en die 2 kliptafels in sy hand geneem. Toe die Here neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan en hy die naam van die Here uitgeroep. Maar wat is sy naam? Hier's wat hy uitgeroep het. Toe die Here by hom verbygaan het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Hoekom nie? Wat is die ongestrafte gedeelte van sonde? Wat is dit? Ekskuus? Die gevolge van sonde. Dis die ongestraf gedeelte van sonde, die gevolg van sonde. Hy kan niks aan die gevolge doen nie. Hy kan die gevolg nie keer nie. Hy kan nie. Toe Dawid oorspel gepleeg het en Nathan na hom toe gekom het en hy gesê hierdie man wat dit gedoen het, moet 4 keer teruggee. Daardie woorde wat uit sy mond gegaan het, kan God niks aan doen nie. En Dawid het 4 keer betaal, 4 van sy seuns is dood. God kan dit nie keer nie. Ons pleeg sonde en die resultaat van sonde, die gevolg van sonde, kan hy nie keer nie. Hy kan dit nie keer nie. Dit is ongestraf laat bly. Dis wat dit beteken.
Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Toe het Moses gou na die aarde toe neergebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in die oë gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek. Met ander woorde het ons enige beskrywing van hoe lyk God van agter af? Wat het God geopenbaar aan Moses? Sy wat? Sy karakter, sy naam. Sy naam is gelyk aan sy karakter. Sy karakter. Hy? Ja, God is liefde. Ja. Dankie Philip. Malagi 4 vers 2 waar ons was, maar as vir hulle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Nou ons het gesien, die vrees van die Here is wat? Is geregtigheid. Nou vir hulle wat die naam van die Here vrees, met ander woorde, wat sy respek het vir sy karakter, sal wat doen? Sal die son van geregtigheid opgaan. Wie is die son van geregtigheid? Wat vir ons sal opgaan? Christus is vir ons die son van geregtigheid wat sal opgaan. En daar sal genesing onder sy vleuels wees en hulle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Maar daar is egter meer. Malagi 4 vers 5 vertel vir ons, kyk ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Ek stuur vir julle die profeet Elia. Wanneer voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek? Die belofte van Elia wat sal kom voor die groot en vreeslike dag van die Here word gemaak, en om dit te verstaan moet ons gaan kyk na die verhaal van Elia in die Ou Testament en verstaan wat sy werk behels het. Wat was die probleem in Elia se tyd met Israel gewees? Wat was hulle probleem? Nee, ek dink nie noodwendig ongeloof nie. Ek dink daar was 'n ander faset. Afgode aanbidding. God se volk het die vrees vir God verloor. Hulle het ander afgode gaan aanbid. Watter afgod het hulle aanbid? Baal, hulle het Baal aanbid. Nee? Wie het hulle opgevoed om Baal te aanbid? Wie? Ek sê, wie het hulle opgevoed? Wie het hulle geleer om Baal te aanbid? Jezebel. Jezebel. 'n heidense prinses wat met Agab, die koning van Israel, getroud was. Ons gaan nou die verhaal kyk. Ons gaan nou na die verhaal kyk. Nee? En die ding is, Elia verskyn eenklaps op die toneel, eenklaps. Jy lees die Bybel, en dan ewe skielik, hier is Elia. En hy kry 'n opdrag. En hy verskyn in die hof van die koning van Israel, Agab. En hy sê vir Agab, luister hierso, vir 3 jaar gaan daar nie reën wees nie, tot op my woord. Geen reën. En eenklaps is hy weg. Net so vinnig as wat hy verskyn het, net so verdwyn hy. Weg. En almal soek hom. Waar is hierdie man? Ken julle die verhaal? Ken julle die verhaal? Ja, Elia, wat soek jy hier? Nee? So, ons lees in Prophets and Kings op bladsy 119, die eerste paragraaf, tussen die berge van Gilead, oos van die Jordaan, het daar in die dae van Agab 'n man van geloof en gebed gewoon, wie se vreeslose bediening bestem was om die vinnige verspreiding van afvalligheid in Israel te keer. Ver verwyderd van enige stad van bekendheid, het hy geen hoë posisie in die lewe beklee nie. Het Elia die Tisbiet nietemin sy sending begin, vol vertroue in God se voorneme, om die weg voor hom voor te berei,
en hom oorvloedige sukses te gee. Die woord van geloof en krag was op sy lippe, en sy hele lewe was gewy aan die werk van hervorming. Hervorming. Elia, in die Ou Testament was hy hervormer gewees. Ons moet oplet. Dis belangrik, laat ons dit weet. Elia was 'n hervormer. Hy het Israel se godsdiens hervorm. Dis nie al wat hy hervorm het nie. Syne was die stem van een wat in die woestyn roep om sonde te bestraf en die gety van boosheid terug te druk. Terwyl hy na die volk gekom het as 'n bestraffer van sonde, het sy boodskap die balsem van Gilead aangebied aan die sonsieke siele van almal wat genees sou word. Met ander woorde, aan Elia is die sending toevertrou om aan Agab die hemelse boodskap van oordeel oor te dra. Dis wat aan hom toevertrou was. Oordeel. Wat sê die eerste Engelse boodskap? Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Maar wat het met Elia te doen? Ons gaan aan, ons sal sien wat dit met Elia te doen gaan. Nee? Elia het nie gesoek om die Here se boodskapper te wees nie. Hy het nie gesoek nie, hy het nie nagestreef om die Here se boodskapper te wees nie. Want die woord van die Here het tot hom gekom. En jaloers om die eer van God se saak, het hy nie geweier om die goddelike oproep te gehoorsaam nie. Alhoewel gehoorsaamheid tot vernietiging, of vernietiging tot gevolg kon hê. Ja, die konings van daai tyd het nie gespeel. As hulle nie van jou gehou het nie, was dit klaar met jou gewees. Kopie af. So daar's altyd die gevaar, daar's gevaar aan om God se boodskapper te wees. Die profeet het dadelik vertrek en hy dag en nag gereis totdat hy Samaria bereik het. En by die paleis het hy geen toelating gevra nie. Hy's verby die wagte, tot binne in die hofsaal, voor die troon. Daar verskyn hy. Geklee in die grove klere wat gewoonlik deur die profete van daardie tyd gedra is, het hy die wagte skynbaar onopgemerk verbygegaan en in 'n oomblik voor die verbaasde koning gestaan. Ek dink ek kan nogal my indink hoe verbaas Agab moes gewees het toe Elia skielik voor hom verskyn. En Elia het geen verskoning gevra vir sy skielike verskyning nie. Inteendeel, 'n groter as die owerste van Israel het hom opdrag gegee om te spreek. En terwyl hy sy hand na die hemel opgehef het, het hy plegtig deur die lewende God bevestig dat die oordeele van die Allerhoogste op Israel sou val. So, ons stel die verhaal op in 1 Konings hoofstuk 17. Dis waar ons die verhaal kry van Elia. 1 Konings hoofstuk 17. Nee? In hoofstuk 17 vers 1 sê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here na hom toe sê, en gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit wat? Wat is spruit? By die spruit Krit, nee? Dan steek jou daar weg, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, en hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. 2 etes. Net 2 etes. Jy kry ook 2 etes. Want sien, jy is nou afgesonder, jy is by die spruit Krit. So is interessant, is dit nie interessant nie, ons het gesien, goeie brood doen wat?
Versterk die hart, brood versterk die hart, né? 'n goeie brood versterk die hart, dit maak die hart sterk. As ons die regte kos eet, dan het ons 'n sterk hart, gesonde hart. Né? Julle geweet, brood versterk die hart. Die Bybel sê so. Abraham sê vir sy 3 besoekers, sit hier so, wag hier so. Dis eet 'n stukkie brood en versterk die hart. Steengemaalde meel het Abraham hulle gemaak. Brood gebak en die Here en die 2 engele het die brood geëet. Versterk die hart. Nou kom ons met 'n verdere gesondheidsbeginsel. So ons moet onsself ons eie brood bak. Dis 'n goeie beginsel om brood te bak. So nou kom ons met 'n volgende beginsel van gesondheid, 2 etes. Nee? Die Gees van Profesie sê in Review and Herald van Julie die 29ste 1884, die 11de paragraaf, die volgende. Sê dit is nogal 'n algemene gebruik by mense van die wêreld om 3 keer per dag te eet. Behalwe om met onreëlmatige tussenposes tussen maaltye te eet. En die laaste maaltyd is oor die algemeen die hartlikste en word dikwels net voor bedtyd geneem. Dit is om die natuurlike orde om te keer. So waar moet jou grootste ete wees? Ontbyt. Jou grootste ete moet ontbyt wees. Wat moet jou kleinste ete wees? Aandete. Of middagete. Middagete bedoel ek nou tussen die van 3 uur die middag af. Nee? Van 3 uur die middag af. So met ander woorde is, dit beteken, nou het ek myself in die rede geval. Ek sal seker nou terugkom na my toe. Dis om die natuurlike orde om te keer. Ons moet lig eet in die aand. Hoekom? Sodat die stelsel kan rus in die nag. Want wanneer ons dit doen, sal ons die volgende oggend verfris opstaan. Ja. 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 Hey? 'n Stewige maaltyd moet nooit so laat in die dag geneem word nie. Sou hierdie persone van praktyk verander en slegs 2 maaltye per dag eet en niks tussen maaltye nie eers 'n appel, 'n neut of enige soort vrug nie, sal die resultaat gesien word in 'n goeie eetlus en aansienlike verbeterde gesondheid. 2 maaltye. Ons sal gesonder wees wanneer ons 2 maaltye eet. Dit gaan verder, dit sê, indien ons gesondheid en 'n helder verstand wil behou, moet ons matig van gewone, heilsame kos eet. Diegene wat gewoond was om 3 maaltye te eet, sal baat vind by die neem van slegs 2 maaltye van eenvoudige kos, wat op 'n eenvoudige manier voorberei is. Indien ons net brood en water gehad het, sou ons dit met dankbaarheid ontvang, maar ons is nog nie verplig om ons tot hierdie beperkte dieet te beperk nie. Ek is egter oortuig daarvan, dat baie dit 'n groot voordeel sal vind om op die Sabbat aan 'n baie eenvoudiger dieet te eet, as op die werksdae van die week. Dit is Signs of the Times, ST, dit is Mei die 25ste van 1882, die 6de paragraaf. Watter jaar het die gesondheidsboodskap na die adventbeweging gekom? Jy sien, ons weet nie eers nie. Ons weet nie eers wanneer dit plaasgevind het. Stoere adventiste weet nie eers wanneer het die gesondheidsboodskap gekom nie. Nee. Vroeër. In 1863 het die gesondheidsboodskap gekom. 1863. Dieselfde jaar wat hulle gerebelleer het en 'n organisasie gaan stig het. En die adventbeweging toe 'n denominasie geword het. In 1863. Dis vir ons gesonder, soos vir Elia. Die kraai het vir hom kos gebring in die môre en vir hom kos gebring in die aand. Ja, 3 uur die middag.
Ja. 9 uur in die oggend, 3 uur in die middag. Ons is by vers 7 van hoofstuk 17 van 1 Konings, maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. So die kraaie het vir Elia wat gebring? Brood en vleis, en hy moes drink uit die spruit uit. Heilsame water, vloeiende water, Broermilda, 7 klippe, en as die water skoon is, water oor 7 klippe geloof is skoon. Kan jy maar drink. So hy moes uit die spruit drink, heilsame water, water wat uit die berg gekom het, nee? Moes hulle drink, soos die water hierso kom uit die berg uit. Heilsame water. Toe kom die woord van die Here tot hom, en toe droog die spruit op. Kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. So wat is sy dieet toe? Ja, wat is sy dieet toe by Sarfat? Brood en wat? Brood en water. Eers was dit gewees brood en vleis en water. En nou by Sarfat? Brood en water. Julle brood en water sal gewis wees, sê die Here. Wat was Israel se dieet in die woestyn? Wat was die dieet in die woestyn? Nou maar die manna was? Kwartels een dag. Dit was laaste gewees wat hulle kwartels gevra het. Een dag. Hulle dieet in die woestyn was brood en water. Dit was hulle dieet. Kom ons vat die verhaal, kom ons vertel die verhaal van by Sarfat. Wat het daar gebeur? Sy brood en water sal gewis wees. Ek het 'n weduwee opdrag gegee. Maar wat het die weduwee? Wat het sy? Wat het sy? Sy het net meel en olie. Dis al, maar sy het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie. Kom ons stel die verhaal op, daar in vers 10. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was hy weer juis besig om daar houtjies by mekaar te maak, en hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. En terwyl sy loop om te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here, u God leef. Weet jy wat? Dis 'n heidense vrou. Sy het geweet wie Elia was. Sy het geweet wie die God van Elia was. Heidense vrou. So waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en ek maak dit vir my en my seun klaar, dat ons kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen. Doen volgens jou woord, maak eers daarvan. Hierdie vrou het nou voor 'n keuse gestel. Sy word nou voor 'n keuse gestel. Vat daai bietjie meel wat jy het en die olie en maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie. Ongesuurde broodjie. Sy word voor 'n keuse gestel. Wat sou ons gedoen het? Come on, wees eerlik. Laat ons nou vandag eerlik wees met onsself. Wat sou ons gedoen het as ons in die situasie was wat hierdie vrou in was? Hey? Nee, Tannie Annemarie, ek vra wat sou Tannie gedoen het? Nie wat hulle sou gedoen het, wat sou Tannie gedoen het? Hey? Ek gaan eers vir my kind maak. En die seëning verloor om voortdurende kos te hê. Jy sien ons probleem. Gehoorsaam aan die woord van die Here. Gaan maak eers vir my. Nee? Gaan maak eers vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun klaarmaak. En dan die belofte, want so sê die Here.
Want die Here sê, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En dit het nie opgeraak nie. Maar sy was voor 'n keuse gestel gewees. Wie gaan ons vertrou? Gaan ek die Here vertrou of gaan ek my instink vertrou? Wie gaan ek vertrou? Wie gaan ek vertrou? En dis die vrees van die Here, om God te vertrou. En hierdie vrou het gegaan, en sy het vir Elia sy broodjie gemaak. En haar seun is siek geword, en haar seun het gesterwe. En haar seun het gesond geword, is opgewek. Omdat daar 'n profeet in die huis was. Hoekom? Omdat sy die regte keuse gemaak het. Het die keuse gemaak. Ja, as gevolg van gehoorsaamheid. Ons lees 1 Konings 18 vers 1 en geruime tyd daarna die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon en die hongersnood was swaar in Samaria. En toe laat Agab Obadja wat oor die paleis was roep en Obadja het die Here baie gevrees, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spilonk weggesteek en hulle met wat gevoed? Met brood en water is hulle gevoed. Jou brood en water sal gewis wees. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land, gaan soek. Miskien kry ons 'n plekkie waar ons die diere kan laat wei. En terwyl hulle op pad was, in Konings 18 vers 7, terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet. Met eens. Hier sit weer met eens. Hy was met eens in die paleis gewees voor die koning, en met eens het hy verdwyn. En hier staan hy met eens voor Obadja. Elia. Vers 8 sê, en hy sê, dit is ek, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. Aanvanklik weier die dienskneg om dit te doen, want hy sê, kyk hierso, as ek vir Elia gaan sê, en jy raak weg, gaan Elia my doodmaak, Agab my doodmaak. Ek kan nie na Agab toe gaan en sê, kyk hierso, Elia wag vir jou, en dan verdwyn jy, soos wat jy verdwyn het, toe jy by die paleis was, nie? Vers 11 sê, en nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. Nou as ek van u weggaan en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waar jy nie, en ek kom om Agab berig te bring en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak. En u dienaar vrees die Here. Ek dien die Here van wanneer af? Van sy jeug af. Vers 14 sê, en nou beveel u, gaan sê aan jou Heer. Maar Elia sê, vers 15, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. So Obadja het gegaan, Agab vertel, en Agab het die opdrag gekry om Israel te versamel. Waar? Moes Israel versamel? By Karmel, nee? By Karmel. Saam met wie nog? Wie moes kom? Die profete van Baal, hoeveel van hulle? Is dit 400? Nee? 450, ja. Ok, so, ons stel die verhaal op by vers 20 van hoofstuk 18. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom.
En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as dit Baal is, volg hom na. Jy kan nie 'n draadsitter wees in hierdie saak nie. Jy kan nie. Jy het 'n besluit om te maak, wie dien ek? Dien ek die ware God of dien ek 'n vals God? Dien ek die God van Babylon? En wat sê Babel? Wie is sy God? Vandag. Wie is Babel? Geestelike Babel. Rooms-Katholieke beweging, nee, Rooms-Katholieke kerk. So wat is sy God? Wie is sy God? Ja, die Paus is nie sy God nie. Wie is sy God? Nee, wat sê hy? Al my leerstelling staan op die leerstelling van die drie-eenheid. Dis waar my leerstelling staan. Al my leerstelling staan op die leerstelling van die drie-eenheid. So Sondagviering staan op watter leerstelling? Op die drie-eenheid. Al sy leerstelling staan op die leerstelling van die drie-eenheid. Amazing grace. Dis 'n saak wat ons moet uitmaak. Wat 'n God. Jy kan nie op twee gedagtes hink nie. Wat 'n God is dit wat aanbid moet word? As die Here God is, volg hom na, en as dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Doodse stilte. So toe kry die opdrag, nee? Kry opdrag. 2 bulle. 2 bulle. Dan kan hulle vir julle 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout lê, maar sonder om vuur te maak. Wie was Baal gewees? Hy was die God van wat? Hy was die God van vuur. Sonder om vuur te maak, want ek meen, julle God is die God van vuur, so ek meen, is obviously, as hy mos God is, dan kan hy mos die storie aan die brand skry. Nee? Is nie so nie? Ja. Kies vir julle 1 bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste, dis vers 25, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bul, wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak in die naam van Baal, van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En so het dit aangegaan tot die middag toe. Hulle het hulle naderhand begin stukkend sny, die bloed het gespuit en die bloed het geloop soos hulle self sny, om Baal te probeer appease dat hy na hulle luister, maar geen antwoord nie. En Elia spot met hulle, sê luister, julle moet harder roep, miskien is hy op vakansie. Miskien sit hy ergens op 'n klip en hy mediteer. Roep harder. Geen antwoord van Baal nie. En dan in vers 29 sê, en toe die middag verby was, het hulle begin raas tot die tyd dat die spysoffer gebring moet word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en het die altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En dit beteken? Israel, wat beteken dit? Wat beteken die naam Israel? Israel, wat beteken dit? Overkomer, oorwinnaar. Dit is hulle naam. En hoe pateties is hulle hier? Hoe pateties, God se volk, oorwinnaars, hulle naam is oorwinning, maar hoe pateties is hulle hier? Vers 32, en hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte van omtrent 2 mate saad. En die hout gerangskik en die bulle in stukke verdeel en bo op die hout gelê.
Interessant, né? Levitikus 1 vers 3. En as hy offer, 'n brandoffer van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees, wat hy bring. By die ingang van die tent, van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. Dit is 'n offer van, dit is 'n dankoffer, 'n brandoffer. Nee? En nou kom die opdrag van Elia, en hy sê, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir 'n tweede maal, en hulle dit vir 'n tweede maal gedoen, en hy sê, doen dit vir 'n derde maal, en hulle dit vir 'n derde maal gedoen. Interessant, Levitikus 1 vers 7, en die seuns van Aaron, die priester, moet vuur op die altaar neersit, en hout op die vuur reg lê. Ook moet die seuns van Aaron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reg lê op die hout, dit moet reg gelê word, wat op die altaar vuur is, maar die binnegoed en die pote moet hy met water was. Dit moes gewas geword het. Dis 'n opdrag in Levitikus. Elia volg die wet, soos wat dit uitgestippel is deur die Here. Hy volg die wet. Dit moet gewas word. Dis wat hier gebeur. Ek het gedog, hy gooi dit nat, sodat die hout nat kan wees, sodat 'n vonkie dit nie in die brand kon steek nie. Totdat ek die ding begin studeer, kom ek agter, nee, is wat Elia hier doen, hy volg in gehoorsaamheid die wet wat God neergelê het rondom die brandoffer, hoe dit moet plaasvind. Nee. Dit moet met water gewas word. En die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as 'n brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. So hulle daai offer nat gemaak. 3 keer 4 kanne water daarop uitgegooi. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelek. So nou, die mense op die berg buig hulle in vrees en ontzag voor die onsigbare God neer. Hulle kan nie kyk na die helder verterende vuur. Luister mooi hoe dit beskryf word. Hulle buig hulle in vrees. Nou is hulle bang. Want sien, hulle word gekonfronteer met die lewende God en hulle is in sonde. Die mense op die berg buig hulle in vrees en ontzag voor die onsigbare God neer. Hulle kan nie kyk na die helder verterende vuur wat uit die hemel gestuur is nie. Hulle vrees dat hulle in hulle afvalligheid en sonde verteer sal word. Dis hulle vrees. Hulle roep met een stem wat weer klink oor berg en weer galm na die vlaktes onder hulle met verskriklike duidelikheid. Die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Israel is uiteindelik opgewek en onbedrieg. Want hulle kon dit sien. Hulle sien hulle sonde en hoe grootliks hulle God onteer het. Hulle woede word opgewek teen die profete van Baal, Agab en Baal se priesters het met vreeslike verskrikking die wonderlike tentoonstelling van Jehovah se krag aanskou. Weer word in onthitsende bevelwoorde die stem van Elia aan die volk gehoor, gryp die profete van Baal. Laat niemand van hulle vry raak nie. Dit is Review en Herald, die 7de Oktober 1873, paragraaf 1. Toe kom die reën. God is herstel.
Sonde is verwyder. Toe kom die seëninge. Kom die reën. Elia, die historiese Elia, was 'n hervormer geweest. God teruggeroep, God se volk teruggeroep, waarvandaan af? Van die afgoderry, terug na die lewende God toe. Nee? Terug na die lewende God toe. Dis die werk wat hy moes doen. Johannes die Doper, sy geboorte was baie spesiaal geweest. Ek reg? Baie spesiale geboorte, né? Dit sê in Lukas 1 vers 11 vir ons, toe verskyn daar aan hom, dis Johannes die Doper se pa, 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. Dis interessant, die regterkant van die reukofferaltaar is die kant van die troon, dis aan die noorde kant. Dis waar die engel gestaan het, aan die regterkant. Aan die noorde kant van die reukofferaltaar. Wie was die engel gewees wat gestuur is? Wie is die engel wat gestuur is na Sagaria toe? Gabriel. Gabriel, wat beteken die naam Gabriel? Gabriel, wat beteken dit? Kom. Dis warrior of God. Ja, warrior of God, dis wat Gabriel beteken. Gabriel, as daar L is, beteken dit God. Ergens moet die naam van die woord God inkom. So hy is 'n warrior of God. Dis wat Gabriel beteken. Okay. Die kant aan die noorde kant, dis waar hy gestaan het. Vers 13 van Lukas 1. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Nou kon Sagaria afgewyk het van die opdrag. Jy moet hom Johannes noem. Kon hy afwyk? Hy kon ja. Maar hier's 'n opdrag, né? Hier's 'n opdrag. Sagaria kon gesê het, nee, ek wil hom, want almal het verwag dat hy 'n ander naam sou kry. En nie Johannes nie. Maar hy het nie, want ek meen is, die engel sê vir hom, vers 14, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. Is 'n gesondheidsbeginsel. Is 'n gesondheidsbeginsel. Wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hulle uitgaan in die gees en die krag van Elia. Dis wat hy sou doen. In die gees en die krag van Elia. Om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Maar wat nou interessant is die verskriklike dag van die Here het nog nie aangebreek nie. Soos die profesie in Maleagi sê nie. Kyk, ek stuur julle die profeet van die profeet Elia voor die groot en verskriklike dag van die Here. So, Johannes sou uitgaan as God aan hulle gedagtes, nuwe rigting. So, Johannes die Doper was 'n wat gewees? Hy was 'n wat? Die profeet Elia, die Ou Testament, was 'n wat gewees? Hy was 'n hervormer. Johannes die Doper was 'n hervormer. Ja. Hy moet hulle
beïndruk met die heiligheid van God se vereistes en hulle behoefte aan sy volmaakte geregtigheid. En ons het gesien die vrees van die Here is geregtigheid. So Johannes moet hulle terugbring na die vrees van die Here toe, wat geregtigheid is. Met geregtigheid is wat? Gehoorsaamheid aan die wet. Met ander woorde, so 'n boodskapper moet heilig wees. Hy moet 'n tempel wees vir die inwonende gees van God. En om sy missie te vervul, moet hy 'n gesonde fisiese konstitusie hê en geestelike krag. Daarom sou dit vir hom nodig wees om die aptyt en passies te beheer. Hy moet in staat wees om al sy kragte so te beheer, dat hy tussen mense kan staan, so onaangeraak deur omliggende omstandighede, soos die rotse en die berge van die wildernis. Jy kan daai verhaal gaan lees in Desire of Ages, op bladsy 100. Kan jy die verhaal gaan lees. Johannes het homself van vriende en die weelde van die lewe geskei. Die eenvoud van sy kleredrag, 'n kledingstuk wat van kameelhare geweef is, was 'n staande teregwysing teen die uitspattigheid en vertoon van die Joodse priesters. Was 'n teregwysing teen die toegeeflikheid van eetlus en die vraatsug wat oral geheers het. Hier beskryf, Maleagi verklaar, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. So met ander woorde, hier beskryf die profeet die karakter van die werk. Dieselfde karakter van die historiese Elia. Lukas 3 vers 1 sê vir ons in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberias, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes Viervos van Galilea en Filippus sy broer Viervos van Uteria, in die land Trachonitis en Lasanius die Viervos van Abilinie. Terwyl die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet wat sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word, elke berg en heuwel wegsak, en die kromdraaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee, en alle vlees sal die heil van die Here sien. En het die mense gesê, dra vrugte wat by die bekering pas. Hoe laat is dit? 20 oor 1. Goeie, genigtig. Nee, so, ek moet spoed optel, nee. So Elia was 'n hervormer gewees. Maar die profesie in Maleagi sê vir ons wat? Daar sal, ek stuur vir julle die profeet Elia, wanneer? Voor die groot en vreeslike dag van die Here. Wanneer is die groot en vreeslike dag van die Here? Dis interessant, die profesie in Daniël 2 vers 44 sê, maar in die dae van die konings. In die dae van die konings. Watter konings was dit gewees, wat die droom van Nebukadneser, watter konings, in die dae van hierdie konings, nee? Sal die God van die hemel, ja, van die tyd van Nebukadneser af, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Van daai tyd af. Nebukadneser het tot bekering gekom, God koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En God se koninkryk is wat? Verstaan ons God se koninkryk?
Wat is die koninkryk van die God van die hemel? Wat is dit? Want ons nie weet wat die koninkryk is nie, hoe kan ons hom vrees? Verstaan ons, weet ons wat die koninkryk is? Weer? Ons dink in die dommigheid is in die hemel. Ons kyk gou, né? Johannes die Doper, Matteus 3 vers 2. Hy het gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Tweedens het Jesus gepreek in Matteus 4 vers 17. Jesus het gesê van toe af die Bybel sê van toe af het Jesus begin spreek en te sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Derdens gee hy opdrag aan die disippels om te sê, is gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Eers Johannes die Doper en Christus en toe sy disippels, drie kry opdrag, of drie het opdrag om te sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maar ons weet nie wat die koninkryk is nie. Bekeer julle is die boodskap van die koninkryk van die hemele. Bekeer julle. Dis die boodskap. Bekeer waarvan? Waarvan moet ons bekeer? Van sonde. Ja, ons weet daai ene, né? Ons moet ons bekeer van sonde. Ons moet sonde uit ons lewe kry, want met sonde sal ons nooit die koninkryk van die hemele toegelaat word nie. Ons sal dit nie toegelaat word nie. Jesus het in gelykenisse geleer en sy disippels het gekom en hom daaroor gevra. Matteus 13 vers 10. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord en hy sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Die koninkryk van die hemele het verborgenhede wat ons moet ken. Ons moet dit ken. Waar vind ons die kennis van hierdie verborgenhede? Waar kry ons dit? In die Bybel. In die Bybel. Ek het 4 bladsye, kan ek klaarmaak? Kan ek klaarmaak? Ek gaan so vinnig as moontlik probeer, maar ek wil ons moet verstaan wat die koninkryk is. Want hoe kan ons God vrees as ons nie eers weet wat sy koninkryk behels nie? Ons het ons nou gesien, vrees vir God is nie die vrees wat ons altyd dink ons moet vir hom bang wees nie. Maar ons moet weet wat sy koninkryk behels. So dit verborgenhede, en ons vind daar die verborgenhede, wanneer ons die Bybel bestudeer, dan kry ons die verborgenhede. Nee? Acts of the Apostles, bladsy 17.2 sê, soms het hy hulle geleer terwyl hy langs die berghelling tussen hulle gesit het. Soms het hy die geheimenisse van die koninkryk van God aan hulle geopenbaar, terwyl hulle op die strand of langs die groot pad geloop het. Hy het die disippels nie beveel om dit of dat te doen nie, maar net gesê, volg my. Interessant. Volg my. Loop agter my aan. Doen wat ek doen. Geen bevel om iets te gaan doen nie. Dis loop net agter my aan. Volg my net. Die weduwee van Sarfat het 'n keuse gehad. Elia sê vir haar, gaan maak eers vir my. So sy het 'n keuse. Die disippels het 'n keuse. Christus sê vir hulle, volg my. Hulle het 'n keuse. Volg my net. Almal wat na Christus toe kom vir 'n duideliker kennis van die waarheid, sal dit ontvang. Christ Object Lessons 35.3. Almal wat na Christus toe kom, sal 'n duideliker kennis van die waarheid ontvang. Hy sal die verborgenhede van die koninkryk van die hemele aan hulle onthul. En hierdie verborgenhede sal verstaan word deur die hart wat smag om die waarheid te ken. 'n Hemelse lig sal in die sielstempel skyn en sal aan ander geopenbaar word as 'n lamp op 'n donker as 'n lamp op 'n donker plek helder skyn. Soos Elisa geroep is om sy osse in die veld te verlaat, het Elisa 'n keuse gehad. Hy kon aanhou ploeg het. Het 'n keuse gehad. Om die mantel van toewyding aan die profetiese ampt te ontvang, so is William Miller geroep om sy ploeg te verlaat. Het William Miller 'n keuse gehad?
Hy? Het hy keuse gehad? Of course het hy keuse gehad. So is hy geroep, om sy ploeg te verlaat en die verborgenhede van die koninkryk van God vir die mense oop te maak. Met bewing het hy sy werk aangepak en sy hoorders stap vir stap deur die profetiese tydperke na die tweede verskyning van Christus gelei. En met elke poging het hy krag en moed gekry toe hy die wydverspreide belangstelling gesien het wat deur sy woorde aangewakker is. Sien, ons vind met ander woorde die verborgenhede van die koninkryk in die profeseë. Dis waar dit is. Is dat hy net tref verkeer is in Mattheus 11 sê Jesus, for the prophets and the law prophesied after John, and if he will receive it, it is Elias which was Toe kom. for you to come. Yes. En dan in 13:35 sê iets baie mooi ook. Hy praat en dan het die skare opstel. He answered and said unto them, he that soweth the seed, the good seed is the Son of Man, and the field is the world and God, and the good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked. The enemy shall sow them, and the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. So, met ander woorde is, ons vind die verborgenheid van die koninkryk in die profeseë. Ons vind die verborgenhede van die koninkryk in die gelykenisse van Christus. Die verborgenhede is met ander woorde in die Ou en die Nuwe Testament van die koninkryk van God. Met ander woorde, kom ons kyk na wat is die koninkryk van die hemele. Met ander woorde, Christus sê in Matteus 13 vers 24, 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Iemand het gekom en onkruid gesaai. Wie die goeie saad gesaai? Christus het die goeie saad gesaai. Satan die onkruid. En so saai Satan die onkruid ook in ons verstand gesaai. Ons het 'n ander konsep van die God wat ons moet aanbid. Waarvoor moet ons oppas? Die onkruid. Ons moet vir die onkruid oppas. Matteus 13 vers 31, 'n ander gelykenis het hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Met ander woorde, jy plant 'n klein saadjie van waarheid, dit word 'n groot boom. Hey? Ja. 'n klein saadjie. Dit word 'n groot boom. Ja. 'n ander gelykenis het hulle vertel, Matteus 13:33. Die koninkryk van die hemele is soos die suurdeeg van 'n vrou wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. In hierdie gelykenis is suurdeeg iets goed. Die koninkryk van die hemele word daarmee en die werking daarvan vergelyk. Jy kom Dinsdag aande Bybelstudie toe, hoeveel mense het jy al aangeraak as gevolg van wat jy hoor Dinsdag aande by die Bybelstudie in Wellington? Ja, op die radio. Hoeveel mense luister na? 70,000 mense wat geraak is as gevolg van 'n saadjie wat gesaai is op 'n Dinsdag aand by 'n Bybelstudie. John, kom Bybelstudie toe op 'n Dinsdag aand en hoeveel mense het jy aangeraak by die klinieke waar jy die boodskap heen vat? Duisende. Nico, hoeveel mense het jy aangeraak met die boodskap wat jy op 'n Dinsdag aand by die Bybelstudie kry met die saadjie wat daar gesaai word? Ja. Dis die koninkryk van die hemele. Suurdeeg. Jy strooi 'n bietjie waarheid uit en mense sal begin ondersoek en meer waarhede ontdek. Bietjie waarheid, mense begin soek. Yes. Matteus 13 vers 44, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, om daardie saailand te koop. Wie van ons is bereid om alles op te gee vir die saailand van die koninkryk
Alles te gaan verkoop. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En hy kry daai parel, as hy daai kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, om daardie parel in besit te kry. Dis die koninkryk van die hemel, hè? Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n net, wat in die see gegooi word, en van elke soort bymekaar bring. En hulle word uitgesoek. En watter bly? Die goeies bly. En die slegtes word weggegooi. Ja, varswatervis. Ja. Verder, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Ou dinge en nuwe dinge. Met ander woorde, jy gaan studeer, jy ontdek iets nuut, en so opgewonde oor daai iets nuuts wat jy ontdek het, dat jy deel dit saam met die ouhede wat jy reeds het. Ja. Matteus 18 vers 3, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word, sal julle nooit die koninkryk van die hemel binne gaan nie. Maar Jesus sê, Matteus 19 vers 14, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Met ander woorde, ons moet soos kindertjies word. Ons hemelse Vader. Om die koninkryk van die hemel te hê. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Hoekom? Want die ryk man is nie maklik bereid om sy goed op te gee vir die koninkryk. Min van hulle wat dit doen. Ek wil klaarmaak. Matteus 22 vers 2, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En waar is daardie koninkryk? Waar is dit? Lukas 17 vers 20 en 21, toe sê hy, en toe hy deur die fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Waar is dit? Die koninkryk is binne in julle. Dis nie iets, dis nie 'n pie in the sky nie. Dis die koninkryk, né? Dis die koninkryk. So Maleagi sê vir ons, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here kom. Die werk van Johannes die Doper en die werk van Elia was 'n werk van hervorming. Aan die einde van tyd sal God 'n volk stuur. Hy sal 'n volk oproep wat hervormers sal wees. Wat God se volk sal terugroep uit afgoderry uit, wat God se volk sal terugroep uit selfgeregtigheid uit. Dit is waarvan Johannes die Doper 'n hervormer was. Hy het God se volk gaan terugroep uit selfgeregtigheid. Hulle het gedink hulle is beter as ander. En nou roep God 'n volk op, 'n derde Elia in die eindtyd, wat God se volk terugroep, want God se volk is in afvalligheid. Gaan studeer die verhaal in Openbaring 3 oor Laodicea. Laodicea is selfgeregtig. Plus die ergste van alles is hulle die ware God verlaat vir die God van Babel. Dis die werk van die derde Elia, om God se volk terug te roep uit afgoderry en uit selfgeregtigheid uit. Ek kan niks vir myself doen nie, want ek kan niks vir myself doen nie. Christus sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons is geneig om het net halfpad te lees, gaan verkondig die evangelie en dan stop ons daar. Ja. Al wat ons sê is, gaan verkondig die evangelie. Gaan leer. Ja, maar die einde dat die leer beteken, ons moet nie, of as ons hulle nou lees, bijvoorbeeld waar ons sê, ons nog wat follow-ups,
dan leer ons hulle nie wat die Bybel sê, die Here sê, leer hulle my gebooie natuurlik, wat ek julle beveel het. Maar ons word geleer, die kreet van die kerk, jou tiendes moet betaal word, jou bywoning, daai word geleer, maar God sê eintlik, gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het om te doen. Reg, 100%. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ernstige boodskap vir ons tyd. Vrees God en gee hom heerlikheid. Vrees God. Gehoorsaamheid maak dat ons u vrees. Nie om vir u bang te wees nie, maar om u lief te hê. Om vir u respek te hê. Om u te waardeer as die liefdevolle Vader wie u is. Vader, dankie vir die tyd wat ons saam kan spandeer. Seën ons vir die res van hierdie dag tot verheerliking van u naam. In Jesus naam bid ons. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a